stuk wat ek vanoggend met jou wil deel is Efesiërs 6, vers 10 tot 19. Dit is 'n baie bekende stukkie. Ekskuus. Ek weet my mooi hoor vanoggend, kerk is, mag ek dit sê, as jy in 'n kerk is waar het gemaklik is jy in die verkeerde kerk. Kerk is nie eintlik veronderstel om gemaklik te wees nie. Hier is die ding. The final word, as jy Afrikaans of Engels vertaal. Ons ken die stukkie, het gaan oor die wapenuitrusting van die Here. Hoor in die first stukkie. A final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers of this dark world, and against evil spirits in heavenly places. Therefore put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Nie should evil come nie, or when evil comes nie. Luister mooi kerk, jy is in bose tye. Jy is nie gered, en ek kan so vinnig met hulle gechat in die week, ons hoor altyd van die wapenuitrusting, wat fantasties is, maar wapenuitrusting is gemaak om jy aan te trek, om mee te gaan veg. Hoor mooi, polisiemanne trek nie, ek in Afrika, they don't wear bulletproof vest om in die kar te gaan sit nie. Maak het sin? Wanneer hulle uitgaan, wanneer hulle gaan veg, sit hulle die wapenuitrusting aan, trek hulle die goed aan. Toe Dawid ingegaan het om Goliat te gaan sê, so nie, jy kan nie, trek hierdie wapenuitrusting aan. Jy gaan veg met wapenuitrusting. Jy is nie gered vandag om in 'n hoekie te sit en te sê, I've made it, ek het my fire warranty gedruk nie, ek is op pad, jy moet toe nie, daar sit ek in die hoekie nie. Jy het die wapenuitrusting van God, want jy moet begin grond terugneem. Hoor mooi, you've got the weapons, you've got the armor of God to start taking back what Satan has stolen in your and your children's lives. Wanneer die geveg kom, nie sou dit, of dalk, of miskien nie, luister die dag toe jy vir God sê, Here, hier is my hart, vat my, toe sê die vyand, ek kom vir jou. Hoor mooi kerk, die dag toe jy vir die Here sê, ek is u sin, toe sê die Satan, ek gaan jou kom haal. Hoor mooi, jy is nie gered om terug te sit in 'n hoekie met 'n wapenuitrusting en sê ek is veilig nie. Dink in jou lewe vandag. Dink hoe wen die vyand partykeer grond by ons. En die hele boodskap vanoggend gaan oor vestings, strongholds. Ek wou iets anders voorberei, maar vestings. En ek het jare terug so 'n prentjie gehad, wat so goed trenches, wat loopgraaf. Wie weet nie wat se loopgraaf nie? Jongens en skam, okay, kom ek verduidelik julle. Okay, guys, hier so, né? As jy in die oorlog is, die Eerste Wêreldoorlog het hulle gesê was die wreedste oorlog geweest, want dit is waar masjiengewere en wapens actually begin gebruik is. Maar die oorlog, sê hulle, Eerste Wêreldoorlog was won in trenches. Loopgrawe. So dit word gegrou, en die manne is hier onder in die loopgrawe, en dan so af en toe, soos julle mos in die vlieg gesien, dan steek hy sy kop so uit, dan sien hulle daar sy vyand, okay, gaan beweeg hulle nader. Die oorlog was so gewen, Eerste Wêreldoorlog, and it was fought in trenches, sê hulle. Maar in die trenches was daar baie slegte goed ook. Een van die slegte dinge, wie wat geskiedenis ken, trenchfoot, het hulle dit genoem. So omdat so baie gereën het en nat gewees het, die manne se voete begin letterlik afvrot en baie ouens moes geamputeer word. Dit was 'n rowwe tyd. Hoor mooi, kind van God, ek en jy is in daai trenches vandag. En dit raak al hoe moeiliker. En dit raak al hoe meer ongemakliker. Dit beteken ons besig met die regte ding. Wanneer 'n kerk vir jou gemaklik raak, ek like dit hier, die aircon is net die regte temperatuur, die ligte is pretty decent, nice, musiek is, ek like dit, as ek het gemaak, jy het nie gemaak nie. Ons spot altyd dat ek sit eendag met ouens gesels, hy sê, ek het nou gemaak in die lewe. Nie nou, ja, obviously. Hoor mooi wat ek sê vanoggend, hoe arrogant mens, skepsel van God, om terug te sit en te sê, ek het nou gemaak. Ek het die kar gekoop wat ek wil hê. Ek het die besigheid begin
ek het gemaak. Weet jy wanneer jy dit gemaak? Wanneer jy voor die Here staan en sê, goed so, good and faithful servant, kom in. Dan kan jy sê, I've made it. Tot dan toe is jy die loopgraaf. Tot dan toe moet jy pas op, because pride comes before the. Pas op. Pas op. Ons is in die loopgraaf. Ons is besig om te veg. En dis hoekom ek weer terugkom wat ek nou gesê het. Ons is 'n masjien. Hierdie is God se masjien. Jy gaan nie alleen nog veg nie. Wanneer jy hierdie week ingaan in daai trenches in en jy stap by die huis in en ma verskree pa en pa verskree ma en kinders skop jou honde, al die tipe goed, is dit goed vir jou om 'n community om te hê om te sê, guys, ek sukkel, bid vir my, kom help my, staan saam met my, vas saam met my. Fast, by the way, is nie opsioneel nie. When you fast, nie if you fast nie. Gaan lees die woord. Nie wanneer jy, as jy lus het of hoe voel jy nou nie, of gewoonlik vas ouens hier by November voor hulle see toe gaan. Werk jy? Nie as jy, wanneer jy vas, dis nie opsioneel nie. Ouens, die wapenuitrusting werk vanoggend so. Hier is die wapen. Hier is die wapen. Gebruik hom. Ek sit die week in my stilte tyd, ek dink, Here, hoe is hierdie dun manualkie? Hoe is hierdie dun boekie? Die antwoord tot elke vraag in my lewe. Hoe is dit moontlik, Here, dat hierdie klein boekie elke antwoord het? Hier is jou manual tot oorlogvoering. En ek wil nie vanoggend praat oor geestelike oorlogvoering en daai goed, dit is 'n ander tyd. En ek so baie goed, ek wil jy wil deel vanoggend, my tyd gaan definitief nie genoeg wees nie. Maar ek wil gou, Awie, kan ek jou gou gebruik as 'n vrolik? Ek het nou nie beplan nie, maar ek dink dit gaan mooi werk. So Awie kan my baie maklik omvoeter. Maar kom staan hier. As Awie en ek beklei, Awie stoot my so 'n bietjie terug. Ek moes, okay. Nou wen Awie grond. Nou stop hy hierso. Nou maak hy vir hom 'n vesting. 'n Stronghold. Met ander woorde, hy het al daai grond gewen. Wat doen die kinders van die Here? Ek het wapenuitrusting. Stoot my. Ek het wapenuitrusting. Dankie. Okay, nou Awie het daai grond gewen. Awie moet nou nie afstoot nie, maar stoot my nog so 'n bietjie. Wat doen ek met my wapenuitrusting? Ek is veilig, maar ek het al daai verloor. Maak dit sin? Dankie. Here, ek het die wapenuitrusting, maar my huwelik val uit mekaar uit. Here, ek het die wapenuitrusting, my gesin dien nie die Here nie. Here, ek het die wapenuitrusting, maar my finansies is down the drain. Dis tyd, kind van God, om op te staan en sê, ek het die armor. Nou gaan ek terugval. Jy het die wapen. Jy het die wapen, jy het jou geloof, jy het jou Here wat leef. You've got God. Johannes 16:33 het sê, julle gaan dit moeilik hê in die laaste dae. Julle gaan dit moeilik hê, sê die Here. It's not going to be easy. Kerk gaan nie lekker gemaklik wees nie. Maar, take hold, sê Jesus, voor hy opvaar. Hy sê, wat sê hy vir hulle? I've overcome. Ek gaan vir jou lees. As ek dit so vinnig hier kan opkry. Johannes, dinge 16:33. Wie het hom vinniger as ek? Of 33:16. Die einde van Johannes kom Jesus en hy sê vooropgaan, dit gaan moeilik wees in die dae. Julle gaan dit moeilik hê. But take heart, I have overcome the world, né? Wie is oorwin? Aan wie behoort die wêreld? Aan Satan. Jesus sê self vir duiwel, dis jou koninkryk om te gee, maak wat jy wil. Toe Jesus when he was tempted in the desert. Sê Jesus, dis jou wêreld, jy is die Here van hierdie wêreld. En dan kom ons terug. Efesiërs wat sê, but against evil rulers and authorities of the unseen world, mighty powers in the dark world, al die goed het Jesus reeds oorwin. Jy kind van God het reeds oorwinning. Dis net tyd om op te staan en terug te vat wat die Satan by jou gevat het. Hoor wat ek sê? Dis tyd om op te staan en terug te vat wat die vyand by jou, jou huis, jou kind, jou gemeente, jou community kom steel het. Hoor wat ek sê volgende, gaan weer sê, dis tyd om op te staan as kind van God en te sê, ek vat terug wat Satan by my gesteel het. Want weet jy hoe kort is die tyd vanoggend op pad hiernatoe?
Langs die pad, hier in Middestad, waar ek deurry, is daar 'n kar met lyke wat toegegooi is. Ek is nie om jou te emosioneel te kompaai nie, maar elkeen van ek en jy, all of us, is op geleende tyd. Elkeen van ons is op geleende tyd. En mag ek vir jou sê, party van julle gaan Jesus voor my dalk sien, maar jy gaan voor die koning staan. Of jy dit glo, en of jy dit nie glo nie, jou barometer van geloof beteken, maak nie die feite meer of minder nie. Die feit bly, jy gaan voor die koning staan. Jy het die wapenuitrusting. Trek dit aan. Maar moenie in 'n hoek gaan sit nie. Moenie in 'n hoek gaan sit. Jy is, you've got this. Dis eintlik so baie wat ek jou wil deel vanoggend. Hoe identifiseer ek, as 'n paar punte, maar ek wil sommer gaan hier, hoe identifiseer ek 'n vesting in my lewe, of 'n stronghold in my lewe? En ek wil vir jou sê, vanoggend, toe ek 4 uur op is, om net vir met die Here te sit en gesels, toe kom myself goed in my hart op, waar die Here sê, daar's 'n vesting. Daar's 'n stronghold in jou lewe, dis hoekom jy sukkel met hierdie. Ek het vir Nelle gevra, moet vir my 'n groot byl bring, ek was 'n bietjie te laat geweest, maar is baie maklik om 'n boom af te kap. Wie hierso het al 'n boom afgekap met 'n byl? Steek jou hand op, well done. Ek het al probeer, ja, en dit het nie so goed te gaan nie. Dis baie maklik om 'n boom af te kap, dis baie maklik om 'n boom af te sny met 'n kettingsaag. Die harde werk is wanneer jy daai wortels moet begin uithaal. Nee? Dis baie hard. Ek is nou nie 'n bouer nie, maar as jy nou vir my 'n groot hamer gee en jy sê, slaan hierdie muur uit, gaan ek hom dalk kan uitgeslaan kry. Dis 'n ander werk om daai fondasie uit te haal. Dis 'n moeiliker werk om 'n fondasie uit te haal. En hoe herken ek of daar sulke fondasies, sulke strongholds in my lewe is? Hoe herken ek of die Here, die vyand by my kom steel het en begin grond steel het? Hier's 'n paar voorbeelde. Die eerste een is herhalende negatiewe patrone. Gedrag wat jy haat, maar nie kan stop nie. Jy reageer met jou uiterste emosies, woede of vrees op sekere onderwerpe of situasies. Tweede een, jy het irrasionele denkpatrone. As jy hierdie goedjies wil hê, kom sien my na en ek gee dit vir jou met graagte. Irrasionele gedagtes wat jou gedagtes oorheers en die werklikheid verdraai, soos 'n konstante vrees, 'n woede of wanhoop, soek vir geestelike knope waar 'n gedagte versterkte beheerende patroon kan word. Ek ken 'n dame wat absoluut in vrees lewe. Sy kan nie ry nie. As daar 'n bietjie mis is, dan kan sy nie ry nie, want sy lewe in absolute vrees. En wanneer jy met haar praat, dan sal 'n ou dalk dink, dis dalk 'n psigiatriese issue of iets, maar as 'n ou geestelik daarna gaan kyk, en jy kan met enige berading sê, kyk, wanneer jy so terugtrek, sien jy, hier het jy deur opgemaak. Hier is die bitterheid. Hier is die persoon wat jy nie wil vergewe nie. Ek hamer baie op bitterheid, ek hamer baie op onvergewensgesindheid, maar ek wil vir jou sê, al wat jy saam met jou vat hemel toe, is die wat jy na die Here toe gelei het. Nie jou klere nie, jou geld nie, niks nie, en ook die ouens wat jy nie kan laat gaan nie. Daai persoon wat jou 55 jaar terug iets aangesê het, wat jy vandag nog gaan vasklou, wat vandag nog vir jou denkpatrone gee, wat vandag nog jou doen en late regeer, jy het 'n vesting gebou, man, omdat jy nie kan laat gaan nie. Hoor jy wat ek sê vanoggend? Bitterheid lei tot fisiese siektes. Dis al bewys, dis medies bewys. Ouens word siek van bitterheid. Jy het vandag 'n kans. Jy het vandag weer eens 'n geleentheid om te sê, God, ek is klaar met hierdie. I'm done with this. Daar's 'n klomp ander goed en ek wil nou sommer so van die topic afpraat. Hierdie week sit ek by mense in hulle huis en die kinders hol hier rond en die kinders is kort met 'n pilletjies. Ek wil nou nie verkeerd verstaan nie. Die kinders is op pilletjies, want as hy bietjie opgewonde is, dan gee die mamma vir hom 'n pilletjie. As die kinders ongehoorsaam is, het die maniere nie en skree aan tafel, wat ek baie keer gevoel het, my hand kry so gloei. Maar dit is net so, I'm just saying it, ek sê dit net. Nee, voel ek, gee my net 'n kans. Ek sal het nooit doen, maar ek sê dit net.
Ek noem dit net, so moenie jou kinders op die tafel laat hardloop nie. Gee die kind 'n pilletjie. Ek het nog 'n geval, ek gaan nou by my punt uitkom. Nog 'n geval waar 'n vrou vir my sê, haar dogter is onbeheers, sy kan haar nie beheer in die huis nie. Sy slaan die deure, sy breek die goed, sy is 'n tienermeisie. Sy was 'n graad 9 of 10, daar rond. Het oornag onbeheers, hulle kan nie met haar huis hou nie. En dan praat sy so in die dag, sê ek, okay, daar's dit. Hoor mooi, het enige ou gehad ook na my toe gekom en ek het nou ek vir jou sê wat ek noem. Ek sê spesifiek die dag. En ek sit by hierdie mense wat in ons gemeente is en die kinders trek aan soos Harry Potter. Jy kan nou vir my sê wat jy wil vandag, jy kan vir my wys wat jy wil. Ek wil vandag vir jou sê, as jy daai drek in jou huis inbring, maak jy die deur oop vir die vyand en wen hy grond. Moenie, een van hierdie punte is irrasionele gedagtes of sonde probeer goed praat. Hoe vorm 'n vesting? Een van die goed is die normalisering van ongehoorsaamheid of sonde. Ag, ek weet, dis net 'n WhatsApp vir die vrou, dis net 'n WhatsApp vir die girl. Dis net 'n storieboek julle. Dis net 'n boek. Dis net tyd. Julle sal nou weet. Dis net tyd. Julle weet mos girls, tyd is, nee. Ou mense. Ek weet nie of ek 'n naam op die kamera mag sê nie. Taylor Swift. Is net 'n mooi liedjie. Net 'n mooi liedjie, die meisietjie maak alles amper toe. Geluister bietjie ouers waarna jou kinders luister. Gaan sit bietjie en lees die lirieke van die liedjies wat jou kinders luister. Me and the Devil is een van die songs, wat die kinders luister en dink, en die ouers dink, ag, dis nie metal nie. Hulle het nie tattoos nie, hy lyk nie sleg nie. Jou kinders is vasgevang deur 'n gebrek aan kennis. Hoor mooi, hierdie boekies, is net Harry Potter. Die vrou wat die boek geskryf het, is 'n erkende heks. Hoe kan jy sulke goed in jou huis toelaat? Waarna kyk jou kinders op die TV? Deesdae, ek het aandag op my stoel af, ek sien so 'n klip van die cartoons of Nickelodeon. Cartoons waar pappa met pappa trou. Ek gee nou maar die regering sê wat goed. The law of God remains stable, unchanged until eternity. Of jy met my saamstem of nie saamstem nie, en of jy het like en of jy het nie like nie. Ek sê vandag vir jou, God se reël bly sy reël. If it is abomination 2000 years ago, it'll be abomination tot hy terugkom. As God vir jou sê, moenie heksery in jou huis inbring nie, don't have communion with the devil, dan moet jy sulke drek in jou huis inbring, en dan wonder hoekom is my kind, slat sy deur en breek sy goed af nie, hoekom hol en spring oor die tafel nie, jy bring goed in jou huis in. Paar daai boodskap, wat jy stuur vir die sekretaresse by die werk, die onskuldige boodskap, is besig om jou huwelik te verwoes. Die goedjies wat jy in die aand op die skerm kyk, omdat jy nie emosionele uitlating het nie, is besig om jou lewe te verwoes. Jy is besig om nie net fondasie te gooi vir die duiwel nie, jy gee vir hom sommer die stene ook. Jy gee vir hom die klippe, jy sê hierso, bou, val my aan. En dan is dit baie moeiliker om af te breek en voort te beweeg. Jy moet skree. Is baie mense wat vanoggend in hierdie plek sit, en ek is redelik van my boodskap af, to be continued. Maar jy moet hoor vanoggend, ek voel regtig in my gees, jy het hier's ouens vanoggend wat regtig sit met 'n ding in jou hart, van jy kan nie laat gaan nie. 'n Bitterheid, 'n onvergewensgesindheid, en ek hamer daarop, want dit is die ding wat die vyand die meeste gebruik. 'n Skip sink nie omdat hy in die water is nie. Nee? 'n Skip sink omdat die water begin inkom. Jy gaan nie sink omdat jy in hierdie wêreld is nie. Jy begin te sink omdat jy vir die vyand plek gee om in te kom en te begin volmaak. En dan word die half vol. Ek onthou as kind eendag het ons 'n boot gery en hoe verder ons in die val in, voel ek hierdie water word nou baie naby nie aan die kant. En hier agterop, ek weet nie eens 'n naam nie, maar daar's 'n prop wat jy moet indraai dat die water nie inkom nie. En halfpad in die val en sien ek, ons gaan dit dalk nie maak nie, ons moet terugdraai. Baie van julle het vanoggend nie 'n prop in nie, jou geestelike prop nie. En jy laat goed inkom. En jy laat mense in jou lewe inspreek wat God nie dien nie, man. Dit klink baie harde woord vanoggend. Maar God wil, ek kom terug na die prent wat God my gegee het. Hierdie is 'n masjien.
wie se werk nog nie klaar is nie. Lewende kerk, die werk is nog nie klaar nie. En hier is nog 'n ander ding. As jy nie aangeval word nie, as jy nie aangeval word as kind van God nie, of as 'n gemeente nie, moet ons die Here vra, Here, ons doen iets verkeerd. Dit klink snaaks, but if you're not effective, dan is jy nie 'n threat nie. As Avi nie vir my, as Avi vir my, hoe kan ek dit nou sê? Die vyand wil net aanval wat hom kan potjie. Hierdie gemeente is 'n effective gemeente, daarom kom die vyand vir jou. Kind van God, wanneer jy begin bid vir jou kinders en vir jou man en vir jou vrou en vir jou ouers en die mense om jou, dan begin die vyand, hier gaan 'n rooi lig af en dan kom hy vir jou. Jare terug, en ek sal dit nooit vergeet nie, 1 jaar, toe ons nog by die skool was, het ek 'n beeld gehad in worship, en ek het hierdie wit en swart prent gesien van duisende mense wat voor my staan, maar elke hier en daar, staan iemand met 'n pers klouk op, ek weet nie Afrikaans, 'n jas, met 'n kappie, en die Here sê, dis hoe ek my kinders sien, wat my in gees aanbid, hulle staan uit, hoor mooi, die vyand sien jou ook raak, jy het die wapenuitrusting, jy is toegemaak, dis nou tyd om op te staan, meer as ooit van tevore, vir hierdie gemeente, hierdie worshipspan, vir jou kinders, jou ouers, as jy die dag ry en 'n naam kom op, hoor mooi, bid vir daai ou, WhatsApp, bel hom, ek dink dit aan jou, hoe's die dag, dit is wat 'n effective community in Christ doen. Dis hoe hierdie ding beweeg, dis hoe die koninkryk gewen word, een persoon op 'n slag. My hart is altyd om 'n vol gemeente te sien, nie dat 'n ou kan brag, wanneer jy by jou ander pelle is, jy het ons gemeentes, as hier 100 ouens hier vandag sit, en 100 van julle gaan môre uit, en raak iemand se lewe aan, is daar 100 ouens wat van Jesus gehoor het, hierdie week nog. Die tye raak al hoe boos, as jy my nie glo nie, sit die TV aan. Spandeer 5 minute in die koerant, besef die wêreld raak boos. Ek het die week so net so 'n ding gestuur, wat in Nederland gebeur is, ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar kinders oud as 12 mag hulle self euthanize. Met ander woorde, jy kan sê ek is moeg vir die lewe en wettiglik doodmaak. Dis 'n wet wat Nederland wil inbring. Abortus weet ons almal van al die goed. Dis baie goed. Ek wil nie eers daarin ingaan nie. Ek wil net vir jou sê vanoggend, kind van God. Die dag toe jy vir Here sê, ja, hier's my lewe. Toe sê God reg, asof die Here vir jou sê is reg hierso. Hier's die swaard. Gaan veg. Toe daai jong manne daar staan met die Eerste Wêreldoorlog, jong ouetjies, en hulle sê, ek is hier vir die oorlog, hulle kry elke 'n geweer, en sê hierso, jy is nou deel van die oorlog, go. Kind van God, die dag toe jou hart vir Here gee, toe sê die Here, hier sy. Ek het 'n vriend, DJ, soke pastoor, hy sê, al is net vir 'n week lank gered, kan jy vir 'n week lang met 'n ou pad stap, en vir 'n week lang sy ervaring deel. Jy het nie 'n graad nodig nie. Jy het nie 'n diploma nodig om die werk van die Here te gaan doen. Ek sê nie almal van ons staan op die straathoeke nie. Bid, vas. Bid vir mense. Hier's die manual. As jy wil verandering in jou huis sien, as jy wil verandering sien in jou werksomstandighede, as jy die aroma van jou huis wil verander, wil ek jou sê, begin te bid, begin te vas, soek God se teenwoordigheid, en begin terug te vat wat die vyand by jou gesteel het. Gaan sit stil en sê, Here, waar is die oop deure? Waar het ek 'n plek gemaak vir die vyand om in te kom en toe kom vernietig? En ek wil vanoggend, Soleil, as jy vir ons kan speel, ek wil nie uittrek vanoggend nie, maar as jy so staan, en terwyl ons so besig was, as die Here vir jou iets in jou hart vanoggend gesit het, dalk het jy iewers in jou verlede dinge gedoen wat jy weet was 'n fout gewees. En jy besef nou, dit is die vrug, of dis die wortel van wat hier gebeur. Wil ek jou uitnooi vanoggend. Ek het die hele week vir Here gevra, Here, ek wil 'n praktiese diens vanoggend hê. Waar ons kom saam staan en vir mense bid en sê, kom ons slaan daai gebou af. Kom ons ruk daai kop van daai duiwel af in jou lewe. Kom ons ruk daai wortels uit, man. Kom ons slaan die mure om. Vat terug wat die vyand by jou gevat het. Maar Vader, ons kom vanoggend en ons erken U as die Here
van alles. My God, geen ander geloof. Here, geen ander geloof, geen ander poppie of beeltjie sê, kom na my toe nie. It's only Yahweh, the living God, that says, kom na my toe. En God sê vanoggend vir jou, kom na my toe. En Vader, ons wil vanoggend bid vir elke persoon wat hier voor staan. Here, ek wil spesifiek bid vir gebroke huwelike, waar die vyand ingekom het met 'n slinkse plan en begin afbreek het, en agteroor sit en lag en lekker kry, terwyl die kinders seer het. Maar God, ons staan vanoggend in autoriteit op, because we know you have overcome all things. En ons wil vanoggend vir die vyand kom herinner, jy is reeds oorwin, en jy het nie 'n plek verder in enige huwelik in hierdie gemeente nie. This is God's place. Hierdie is God se kinders. Die huwelike wat hy saamgevoeg het, mag jy nie vanoggend kom opbreek nie. Declare ons in die naam van die Here. Here, kinders wat vanoggend verlore is, wat aan 'n pelle se tafel sit en try inwees, wat besig is om hulle saligheid te verloor, roep ons terug in die huis van die Here. Mans, vader, wat hulle rol laat gaan het as pa en profeet van die huis, roep ons terug in die naam van Jesus. Ek wil vir jou sê, staan op. Jy het 'n funksie. Jy het 'n order en 'n calling of God to stand up as man of the house. A godly calling. God gaan by jou rekenskap hê. Ken jou kinders my? Is jou vrou hanteer met respek? Dis dalk vanoggend hoekom jou gebede nie geantwoord word nie. Ek noem dit net, soos die Here dit opbring. Elkeen wat hier staan, liefste Here, wil ons vir U bring. Sê Here, ons weet nie wat situasies is nie. Wat ons wel weet is, dat U God sê, kom na my toe. En ek vir jou vra, ek wat hier vanoggend staan, net jou hande op te steek en sê, Here, hier is dit. Hier is die dilemma. Hier is die stikkend. Hier is die seer. Hier is die gebrokenheid. Hier is my mens wat ek na U toe bring, wat ek by U voete wil kom neersit. Red hulle, maak hulle gesond, wat ook al die geval is. Here, dankie dat ons hier kan staan vanoggend en ek bid weer vir elke persoon wat hier staan, elke stikkende persoon wat hier is vanoggend, Here, wat 'n antwoord soek. Ek bid dat U sal kom inbeweeg in lewens en kom skoonmaak wat nie van U af is nie. Here, ons rebuke elke vesting van die vyand in elke lewe wat hier so staan. En ek wil vanoggend kom met die autoriteit wat aan elke kind van ons se gees, elke kind van God, dat aan jou, om die vyand teë te staan, wil ek het rebuke vanoggend. Ek breek af elke vesting, elke vloek, elke woord wat elke persoon oor self uitgespreek het, wat die vyand wettige grond gee om te kom aanval, ons kanselleer dit vanoggend in Jesus naam. In Jesus naam. Amen, dankie. Amen. Sit dit jou hands op iemand langs jou. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees, en dat ons kan, as 'n community hier so staan, as 'n gesin, en dat ons mekaar se laste kan dra. En dat ons volgens Hebreërs kan sê, terwyl ons 'n groot skare gelowiges saam is, dat ons die laste afskud. Dat ons die laste afskud. Here, dankie vir fellowship. Dankie vir your kingdom. Dankie dat ons nie hopeloos na die wolke hoef op te kyk nie, want ons weet U kom. God, you are sending your son back sooner than we think. Ek bid vanoggend vir die gemeente. Ek bid vanoggend vir die worship team. Ek wil vanoggend bid, Here, dat elke plan en agenda van Satan om af te breek, my God, om te kom bewoord wat U geroep het, ons bestraf dit in Jesus naam. This is your place. This is your church. These are your people, King of Kings. En ek bid dat wanneer mense hier instap, my God, dat die aroma van die Heilige Gees in die lig sal hang, en dan sal sê, this is where we need to be. Here, ek vra vir vrymoedigheid met mense, want dit moeilik gaan om te sê, Here, ek het moeilik, en dat hulle sal deel word van 'n community. But that you in all things will be glorified as the King above all kings. Jesus, you alone. And we worship you, and we thank you for mercy, we thank you for grace, we thank you for love, we just thank you for the cross, dat ons vanoggend hier kan staan, vrylik nog steeds in hierdie mooi land, en U kan kom aanbid, in Jesus se naam. Amen.